Wat is volgende? So wat is volgende? Wat is volgende in jou lewe? So die eerste ding wat ons gaan praat vandag is van neem die eerste stap. Neem die volgende stap waar God jou wil lei. Maar voor ons aangaan, wil ek net gou hierdie lees vir julle in Psalm 92 vers 13. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. En dis daar. So as jy's geplant. Weet jy dit? Okay, min weet dit. Hier is nou wat jy nie weet miskien nie, maar jy's geplant. Jy's geplant om te groei. Nee? Ja. Het jy al ooit 'n boom gesien? Het jy ooit 'n boom gesien? Ja. Okay, ek bly. Sê nie het nie, ek sê okay. Maar gaan buitekant toe dan. Gaan kyk na 'n boom. Wat doen hierdie boom? Hy groei. Hy is besig om te groei. Wat gebeur as hy ophou groei? Hy gaan dood. Ons het al baie dooie bome in ons lewens gesien. Maar in ons geestelike lewens moet dit ook so wees. Ons moet groei. As ons nie groei nie, gaan ons dood. Ja, sal julle ken. Julle weet. Maar om te groei, wat moet jy hê? Jy moet voeding hê. Jy moet sonlig hê. Jy moet 'n goeie atmosfeer hê. Jy kan nie 'n boom gaan plant, hy kan voeding hê, hy kan die meeste water hê, maar as hy in die woestyn geplant is, gaan hy nog steeds doodgaan. Want die atmosfeer, die temperatuur, alles is te veel vol. En waar jy geplant is, waar is jy geplant? Waar is jy geplant dat jy kan groei? Maar voor ons aangaan, ek sien baie van julle het 'n lekker boekie in julle hand. Het jy 'n boekie? Het jy 'n foon? Skryf neer wat God vir jou sê. Nie die hele preek nie, maar iets wat God vir jou wil sê vir vandag. So as jy iets hoor, ek gee nie om as jy aan jou foon uitrol en gou ietsie tik nie. 'n WhatsApp vir jouself. Dit is so lekker om jouself te WhatsApp. WhatsApp vir jouself en sê hierdie is wat God vir my gesê het vandag. Laat net iets vir jou sê wat vir jou deurtrek in hierdie week in. Soos jy's geplant en jy's geplant met 'n doel om te groei. So waar jy geplant is, moet jy kan groei. En waar jy geplant is, moet jy ook water kry, sonlig kry en goeie grond. En dit is ons almal. Jy kan nie op jou eie wees nie. 'n boom op sy eie is baie hy kan staan, maar deur die jare gaan dit moeilik raak. Hy kan nie nog te groot raak nie. Dis wat ons familie is. Ek dink het julle ooit gesien van die rooi woud in Amerika? Ja, hoe is van die rooi woud in Amerika? Dis hierdie massiewe bome. Dis groot bome. Het jy al gesien, hulle is nooit alleen nie? Hulle staan altyd saam by mekaar. Weet jy hoekom? Want hulle ondersteun mekaar onder. Hulle het wortelstelsels, hulle maak so, hulle koek binnekant, onder die grond, en hulle hou mekaar vas. So die wind kan waai, daai massiewe bome sal staan. En dis ook wat belangrik is om by 'n plek te wees waar jy kan groei en groot word, en 'n plek waar jy ondersteun kan word. Daar's 'n plek in Amerika word genoem Death Valley. Dit klink vreeslik, maar hierdie vallei is dood. Daar is niks daarso nie. Hulle sê dit letterlik Death Valley, die doodsvallei. Maar een keer het hulle goeie reën gehad, wat hulle nooit kry nie. En ewe skielik toe hulle die reën kry, begin daar blomme opkom. Begin maar boontjies te groei. Begin daar bos. Isie wat dood wat. Dit was nie dood gewees nie, dit was dormant gewees. En miskien voel jy vandag, jy's nie dood nie, maar jy voel dormant. Jy voel of jy jou wiele spin, jy voel of jy vassit. En jy weet nie wat is jou volgende stap nie? Wat is volgende? Baie van ons het daai vraag gesê van wat is volgende, Here? Wat moet ek doen? Net so wanneer daar droogte is, moet ons reën kry. En wanneer die reën val, gaan ons begin groei. Maar jy moet jouself plant by 'n plek waar daar reën konstant is. Die potensiaal lê onder die oppervlak. Daar's potensiaal in jou. Jy het geweet. God het jou geskep met 'n doel. Ongeag van wie jy dink jy is. God het 'n beter oog vir jou. Daar's 'n liedjie op Prince of Egypt. Prince of Egypt skei daai animation. Hy sê, look at your life through heaven's eyes. Ons sien baie keer onsself dat ons niks werd is nie, ons kan niks doen nie. Maar ry met perspektief en sien wat God sien.
Look your life through heaven's eyes. Maar kom ons kom plek waar ons kan groei en ons potensiaal. Jy kort die regte reën. My vriend, jy kort die regte reën. Jy kort die regte hoeveelheid reën. Het julle al die video's gesien op Facebook hoe dit lyk in die Vrystaat? Hy mielies, een boer, hy swem so deur sy mielies. Jy kort die regte reën, jy kort nie te veel nie, jy kort nie ook te min nie. Ons kort die regte reën. So ek gaan vir jou 4 stappe gaan ons nou kyk in hierdie vandag hoe om in jou lewe te groei. So ons gaan die eerste stap wat ons nou gaan kyk is van ken God. Wel, ek glo julle almal ken vir God. Ken julle vir God? Okay, goed. As jy vir God ken, het jy 'n verhouding met hom, korrek? Ja. Dis nie net 'n gewoonte nie. Dis nie net 'n religious ding nie. Dis is 'n verhouding. Ons het 'n verhouding met God nodig. Matteus 7 vers 21 en 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Then I will tell them plainly, I never knew you. So ons kan nie net God ken en verwag, hy moet vir ons net gee en gee en gee nie. Maar ons moet 'n verhouding met hom hê. Weet jy wat beteken 'n verhouding? Ek en Ivan, as ons nou 'n broederskap verhouding het, hoe gaan ek hom ken? Om te wees, met hom te sit, met hom te praat, wat sê dan? Sy hart te luister. Sy hart te luister. En wat moet ek dan doen? Ek moet stil wees. Ek moet stil bly. Baie keer in ons lewe, praat ons met God, maar ons bly nie stil om te hoor wat hy sê. Ons soek. Maar God sê, hy soek 'n verhouding met ons. En as jy die eerste stap wil neem om 'n verhouding net met hom te hê, 'n persoonlike verhouding. Ek en my vrou, ons 'n verhouding. Glo jy dit? Ja. Kan jy dit sien? Ja. Maar ek verseker julle ons het 'n goeie verhouding. So ek en my vrou het 'n goeie verhouding en ek spandeer tyd met haar. Ek weet hoe sy is. Ek weet wat haar hartseer maak. Ek weet wat is in haar hart besig. En so moet ons ook weet wat in God se hart besig is. Ons gaan nooit verstaan nie. Maar ons kan by hom sit en hoor wat God met ons praat. So laat jy hoor wat God vir jou sê. Die Griekse woord wat ek vir julle wil deel vandag is getsino. En nie op neerskryf nie, ek gaan nie afwees nie, verskoon as jy so Grieks verstaan, ek is baie jammer. Maar dit is om iemand intiem te ken, soos in 'n huwelik. So God nooi vir jou, nie vir ons nie, vir jou. Sê vir my, wys vir jouself en sê my. God nooi vir jou, vir my, met 'n verhouding met hom. Hy het sy seun vir ons gestuur om 'n verhouding met ons te hê. Né? Maar sy verhouding is met liefde en vertroue. Ek vertrou my vrou, sy vertrou my. Ek is lief vir haar en sy is lief vir my. So dit maak ons verhouding baie sterk. Ek onthou in kinderkerk jare terug. Toe was ek in die kerk gewees, ek het van God gehoor. Ek weet wie God is, my oupa en my ma het almal vir my vertel van God, ek my hart vir die Here gegee op 'n jong ouderdom. Ek het hom gehoor en ek het hom geweet van hom. Maar ek het hom nie geken. Eers op 2009, toe ek in graad 9 is hoërskool, toe ken ek hom. Toe ervaar ek hom. Toe besef ek daar is ietsie meer as wat ek net gedink het. Dink jy nie baie keer so ons het hierdie verwagting van hoe dit moet wees, en kom God met 'n hele ander verwagting vir ons. Ek sal nooit vergeet, in 2009 is ek gedoop gewees ook, en dis waar die eerste keer die Here se stem gehoor het. En almal dink, dis 'n groot stem. Yes. Nee, dis nie so groot stem in die hemel nie. Maar ek kon voel die vrede wat oor my kom. Ek het 'n stuk in Job gelees. En Job is 'n saakse boek om te lees. Maar daar is die Here iets van uitgehaal. En ek wil vir jou sê, as jy 'n verhouding met hom het, as jy 'n verhouding met God het, dan kan hy vir jou ietsie kleins groots maak. Ietsie wat jy nie verstaan nie, sal dat jy net 'n bietjie perspektief kry in dit. Maar kry 'n verhouding met hom, dis die eerste stap wat jy moet doen. As jy eerlik is met jouself, is jou verhouding met God 'n lewendige vriendskap of net 'n gewoonte? Wees eerlik met jouself. Is dit 'n vriendskap of is dit net 'n gewoonte wat jy doen? Ons gaan net kerk toe elke dag, elke Sondag. Ons lees Bybel, maar miskien elke dag.
Is dit 'n gewoonte of is daar 'n verhouding? Is daar ietsie meers uit dit uit? Die tweede stap wat jy moet neem is vind vrede. Laat jou hart genees. Laat jou hart genees. Hier is baie van julle wat al die 70x7 kursus gedoen het. En as van julle wat nou nog doen. Maar dit is ook wat ons baie keer vrede kry is om mense te vergewe. Om mense vry te spreek, om hulle uit jou inner heart prison, hulle in die tronk, jy weet 'n tronk in jou hart, dis waar die ander mense is, wat jy nie vergewe nie. En jy is een wat suffer, nie hulle nie. So laat hulle vry. En Matteus, ek gee net 'n bietjie ekstra, dit gaan nie daar staan nie. Matteus 18, ons lees van hoeveel keer moet ons vergewe, vra Petrus 70:7, toe vertel Jesus 'n mooi storie oor, as jy nie vergewe nie. As jy nie vergewe nie, word jy oorgelaat aan die torturers. Het jy geweet? Dit is iets wat vir ons baie uitgestaan het, maar dis nou net 'n bietjie ekstra van 70x7, as jy dit wil doen, ons gaan dit weer aanbied, maar laat jou hart genees. Jakobus 5:16, Therefore confess your sins to each other, and pray for each other, so that you may be healed. So wat sê dit hierdie vir ons? So as jy 'n sonde het, of ietsie wat jy mee sukkel, gaan praat met iemand. Ek weet, ons almal kan nie op almal vertrou nie. As mense wat jou miskien seer gemaak het, maar is mense, en ek kan by jou beloof, wat jy mee kan praat. Waar jy kan genesing kry, as jy met iemand gaan praat, en jou hart net deel van wat is besig om aan te gaan, om eerlik te raak. Was jy al ooit eerlik gewees met iemand? Soos eerlik, nie eerlik, maar eerlik. Die stemtoon sê, maak die verskil. Was jy al ooit eerlik gewees met iemand? Nie net met God nie. Jy kan met God eerlik wees, maar met iemand, om jou te help, om jou deur te dra, aan die volgende stap toe. Ek weet baie keer van ons dink nie ons kan nie iemand vertrou nie. Maar ek verseker jou, God hy kan jou 'n discernment gee, om met iemand te praat. Korrek? Jy kan iemand in die gemeente wees, kan iemand buitekant die gemeente wees, kan nie 'n familielid wees nie, maar kan 'n familielid wees. As 'n man wat jare gesukkel het met verslawing, en hy kon nie vrykom van dit. Toe hy een keer was by 'n klein groepie gewees, en hy vertel vir hulle, die eerste keer, vertel hy van sy verslawing aan hierdie groepie manne. En daar het hy vryheid gekry. Daar het hy vrygekom. Maar wat jy in die lig sit, kan die vyand nie meer gebruik nie. Jy het geweet. Wat jy in die lig plaas, kan die vyand nie gebruik nie. So wees eerlik met mense, wees eerlik met 'n persoon, om wat die volgende stap te neem, om mense weer te vertrou. Die waarheid maak ons vry. Amen? Amen. Okay, hierdie blok het gesê, hoor hierdie blok. Amen. Amen. Waarheid maak jou vry. Is daar iemand, of iets wat jy met hardop met iemand gesels oor? 'n heart-to-heart hê? Om te vertel wat in jou hart aangaan? Want baie van ons trek onsself so swaar aan, met al die bagasie wat ons het. Ons is saam hier soos 'n familie. As jy jubel, wil ek saam met jou jubel. As jy treur, wil ek saam met jou treur. Ek wil saam met jou gaan. Ek wil saam met jou hierdie goed dra. Maar ons dink nee, mense te besig, hulle het hulle eie probleme, ek kan my eie goed dra. Daar is so mense, ja, is baie van ons. Maar kom ons kom by 'n plek waar ons sê, hey, kom ek stap saam met jou. Gaan praat met iemand. Ok? Dis een stap wat jy moet neem. Dis baie van ons wat daai stap moet neem, is gaan praat. Die derde stap, ontdek jou doel. Hier's baie van ons wat nie weet wat ons volgende stap is nie. Ons weet nie wat ons doel is op aarde nie. Nee, ek het nie geweet wat my doel was nie. Ek het nie geweet wat ek moet doen nie. Wie weet so op jong ouderdom? Maar God weet. Hy het 'n goeie plan. He has good plans. Glo jy dit vandag? Maar skryf dit weer ergens op 'n spieël, dat jy kan sien elke dag en weet, God has good plans. God het 'n goeie plan met my. Amen. Hy het 'n goeie plan met jou, my vriend. Jy hoef nie te dink dat jy al
nie so een kant toe gestoot is nie. God het 'n plan met jou. Jy is gebore vir 'n tyd soos nou. Ongeag van wie jy dink jy is. God het 'n goeie plan met jou. Romeine 12 vers 6. We have different gifts according to the grace given to each of us. Jy is nie ongeluk nie. Hoor my vandag, jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is nie 'n fout nie. Jy het 'n doel, jy is God se kind. En hy het vir jou kom sterf en hy het vir jou lief. Hoor dit vandag. Jy is nie 'n ongeluk nie. Ek weet nie hoe ek so hamer op dit vandag nie, maar iemand moet dit hoor vandag, dat jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is God se kind en hy het vir jou kom sterf en hy het jou so lief. En hy weet jy gaan 'n verskil maak. Jy is geskep met 'n doel en vir 'n doel. Nee? God het 'n gawe vir jou gegee. Ons baie is gawes. Gawes is geskenke wat God vir ons gee. Letterlik geskenke wat hy vir ons kan gee. Miskien is dit brei. Ek het nou met iemand gepraat oor brei. Ek kan nie brei nie. Ek kan glad nie brei nie. Maar as ek daai trukkies sien wat hierdie tannie gebrei het, dan sê ek vir myself, "Joh, daai is 'n gawe van God." Want dit is so mooi. My kop kan nie twee goed bymekaar eers sit. So, ek het al een keer probeer met my ouma, maar dit was moeilik geweest. Maar jy het 'n gawe van God gekry. Al is dit brei, al is dit om met mense te praat, al is dit om oor om te luister, het jy 'n gawe gekry. Het jy weet, mans het ons nie baie gawes om te luister nie? Ons daai gawe werk. Ons moet luister. Ons almal het 'n gawe gekry, maar nie net 'n fisiese gawe, maar ook 'n geestelike gawe. Nee, ons ken die gawes van die gees. Ons gaan 'n bietjie praat oor dit nou in die Pinkstertyd. Ek is so opgewonde vir Pinkster. Ek kan nie wag vir die sop nie. Ek kan regtig nie wag vir die sop nie. Ek is so lief vir Pinkster, want dit is net daai sop wat maak het. Ek is so lief vir sop. Dis ek is eerlik met julle. Ek gaan nou nie ietsie om dit lê nie. Het jy al ooit daai TV gekyk waar daai hondjies daai toertjies doen so in 'n stadion? Nee, hardloop hulle so, hardloop die eienaar saam met hulle en so. Ja, het jy al ooit gesien? Dis 'n hondjie aan roep hy, "Hier is my hart vinnig." Joh. My hond wil nie so vir my luister nie. Maar wat ek vir jou wil sê vandag, as daai hondjie uitgaan en sy eienaar is nie daar nie, dan gaan hy net rondkyk. En miskien vir die skare blaf en hy gaan sy sterk miskien jaag. Hy gaan nie weet wat om te doen nie, want hy weet nog nie wat sy doel is nie. As die eienaar aankom, weet hy, dis my doel. Ek moet hom volg. Dan wie dit nag vir jou sê, volg God en hy gaan jou doel gee. Amen. Volg hom elke dag en hy gaan jou doel vir jou op aarde gee. Hier's baie van ons wat hier so sit en ek weet nie wat ek moet doen nie. God het 'n doel. Amen. My vriend, God het 'n doel met jou. Al is dit hoe klein, kan die kleinste verskil in 'n mens se lewe, die kleinste verskil in 'n mens se lewe groot verander. Amen. Al is jy net vir iemand net sê, "Hey, God is lief vir jou." Hey, smaal net vir iemand. Die kleinste dingetjie. Hulle noem dit 'n butterfly effek. Kan 'n groot effek later hê. As jy 'n klip in die water gooi, begin klein, maar later begin daai druppels groter, wyer en wyer te gaan. Ons het 'n doel. En God het 'n doel met jou. So nie dink dat jy nie op aarde is vir 'n doel nie. Jy is hier vir 'n doel. Amen. Amen. Sê. Het jy al ontdek wat God se plan is vir jou? En as van ons wil sê nee. Daar's 'n gawe wat hy vir jou gegee het. Daar's 'n gawe, 'n geskenk wat hy vir jou gegee het, wat hy wil hê jy moet deel met die wêreld. Maar net vir jou is nie. Miskien jy 'n lekker gitaar speel. Nee? Is van julle miskien wat die gitaar in die huis gaan speel. Kom join die band. Die vierde stap wat ons nog gaan kyk is maak 'n verskil. Jy vreugde lê as jy 'n verskil maak. Johannes 15 vers 8 sê, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples." Om baie vrug te dra.
is om God se glorie te wys. Vers 11, I have told you this that my joy may be in you. Die grootste vreugde is om te gee. Amen? Ok. Die vriendin sal sê, maar ek weet nie wat jy nou hier sê nie. Kom ek sê vir jou. As jy 'n vrou het, as jy lank single is, want jy het jou maniere van goed doen. Maar sodra jy jou beter helfte kry, dan begin goed verander. Korrek? Mans, julle hoor wat ek sê. Goed begin verander, hoe jy eet, hoe jy goed doen, hoe jy jou handdoek opvou. Alles begin verander. Maar jy het gekies om 'n verskil te maak. Jy het gekies om te verander. Om haar te dien. Né? En toe kom kinders. En toe moet jy en jou vrou moet nou ewe skielik nou sê, ok, die goed wat ons gedoen het, ons nou een kant toe sit en ons gaan ons self gee vir ons kinders. Om hulle groot te maak, né? Goed verander alweer. As konstant goed wat ons lewens gebeur wat verskil om verskil te maak. Ons maak verskille in mense lewens, maak verskille in ons vrou of man se lewens, maak 'n verskil in ons kinders se lewens. Jy maak 'n verskil in die persoon wat langs jou sit. Of voor jou sit of agter jou sit. Jy maak 'n verskil om net iets te doen wat God vir jou gee. Jesus sê, jy gaan die ware blydskap ontdek wanneer jy weet wat dit is om jou lewe te gee. Wow! Blydskap ontdek is jou lewe te gee? Klink baie moeilik. Maar Jesus het gedoen. 'n week terug het ons dit 'n bietjie geselebrate, het ons gejubel en gejuig van daai kruis wat Jesus op is, hy's leeg. Daar's nie meer daar nie. Hy het homself geoffer vir my en jou. En so is dit ook lekker om te gee en nie net te ontvang nie. Die hoogste vreugde wanneer jy is nie wanneer jy kry nie, maar wanneer jy gee. Jou tyd, jou liefde, jou omgee, jou diens, jou geld, jou ore, om te luister. Om te gee maak 'n verskil. Om jou hart te gee maak 'n verskil. 'n Vrou in die kinderkerk, of eintlik baie vrouens in die kinderkerk, hulle sê hulle wil ergens dien in die kerk. Sê ek nee, dan gaan doen in die kinderkerk. En dink hulle nou vir hulle self, ook maar hulle gaan nie verskil maak nie. Kom vat jeug ook, sit jeug ook sommer by. Dit maak nie verskil nie. Maar later kom daar 'n ouer aan en sy kom sê, hoor so my kind vra so baie van my oor Jesus, nou ek weet nie wat om mee te antwoord nie. Waar jy is, kan jy 'n verskil maak. Sê ek kan 'n verskil maak. Ek kan 'n verskil maak. Sê weer, ek het nie mooi gehoor nie. Sê weer. Ek kan 'n verskil maak. Dit klink baie beter. Sonder dat jy eers dit besef, maak jy 'n verskil. Amen. Amen. Sonder dat jy dit besef. Jy sien, dan moet ons regtig dit besef dat ons 'n verskil maak. Ja. So die vraag is van, waar kan jy begin om 'n verskil te maak? Vra dit jouself, waar kan jy begin om 'n verskil te maak? Is dit in jou huis? Is dit in die kerk? Is dit in die gemeenskap? Miskien is dit om uit te help by die skool? Miskien is dit net vir iemand te gaan koffie drink? Wat kan jy doen om om 'n verskil te maak? God is besig. Hy beweeg. En jy vra vir jou, wat is die volgende stap? Ek hoop jy het tenminste net neergeskryf. Vir wat is die volgende stap? So wat is jou volgende tree? Wat gaan jy volgende doen? Het jy al iets in jou hart? Het God vir jou iets geopenbaar? Psalm 16 vers 11. You will show me the path of life. And your presence is fullness of joy. God sal vir jou wys waartoe om te gaan. God sal vir jou wys wat die volgende stap is. Maar besluit om daai stap te neem. Die verhaal van Petrus in die boot is een van die mooiste beskrywings om die eerste stap te neem.
waar Petrus sien Jesus, en hy sê, Here, sê vir my, kom. Here sê, kom, vat die stap. En hy vat die stap, uit die boot uit. God wil hê jy moet die stap net neem. Al lyk daar op het water is, hy sal die volgende stap vir jou gee. Vertrou net om elke stap van jou lewe. Here, wat is volgende? Vertrou my. Here, wat is volgende? Maak 'n verskil. Here, wat is volgende? Nie ietsie doen sonder dat hy vir jou sê. Nie dink, hier is my volgende stap, en ewe skielik vra jy, hoe, waar, hoe, kom? Laat God vir jou die volgende tree gee. Miskien moet jy net in 'n beter verhouding met hom kom in hierdie tyd. Die volgende tree is om 'n meer intieme verhouding, om hom te hoor, om hom te sien, om hom te ervaar. Miskien is dit om genesing te soek. Miskien is daar baie seer in jou hart, en jy kort genesing. Wat is die volgende tree daarso vir jou? Miskien is dit wat jy wil jou doel ontdek. Jy wil weet, Here, wat is my volgende stap? Wat moet ek doen? Wat wil ek doen? Waar moet ek dien? Waar moet ek gee? Die laaste een is, Here, waar moet ek verskil maak? Want ons is nie net hier op aarde vir onsself nie. Ons is hier om God se koninkryk te bevorder. Amen. As jy 'n kind van God is jy 'n soldaat van God. Jy is soldaat om vorentoe te gaan. Nie om agter te bly nie. Want nou het ek gesê oor 'n boom. Wat gebeur met 'n boom as hy groei nie? Dit nie aanhou groei nie. Hy gaan dood. Maar sodra hy begin lyk of hy dood gaan en hy gee hom weer regte voeding, die regte sonlig, dan wat gebeur met hom? Hy kry weer lewe. En God sal vir jou weer lewe gee. Jy's nog nie dood nie. Jy's nog nie dood nie. God gaan vir jou weer lewe gee. Daar's miskien 'n groen lig in jou lewe. In jou geestelike lewe is daar groen lig. Het al ooit by 'n robot gestop en daar's 'n groen lig en iemand ry nie voor ons nie. Wat doen ons dan? Toet! God is agter jou en hy toet vir jou. En hy sê, vat die volgende stap. Go! Ek is met jou. Sluit julle oë asseblief. Dis tyd om te beweeg, dis tyd om die volgende stap te neem, dis tyd om die volgende tree te neem in jou lewe, in jou geestelike lewe. En God vra vir jou, wat is jou volgende stap? Ek het vir jou 4 stappe vandag gegee, maar jy hoef nie alles vandag te doen nie. Jy hoef nie alles hierdie week te doen nie, maar kies een om te doen. En vat die volgende tree. Vat die tree wat God vir jou sê. En hy sal vir jou help. Nie bekommerd wees oor wat gaan gebeur as jy die volgende tree gee. Vertrou hom, glo in hom. Hy het 'n goeie plan vir jou. Jy is nie 'n mislukking nie. Waar jy so is, jy oë gesluit nog, wil ek sê, ek wil hê jy moet hierdie agter my aan sê. Here, wys my wat volgende is. Ek sal gaan. Jy het dit nou gesê, nou doen dit. Vat die volgende tree. Luister vir God. En luister wat hy vir jou sê. So Here, waar ons hier mekaar is en waar ons vanaf wat is volgende baie keer in ons lewens. Here, dankie dat jy ons wys wat die volgende tree is, wat die volgende stap is. Is iemand hierso wat eintlik daai regte tree moet neem om te sê wat is die volgende stap? Jy sien, dit gaan baie goed wees vir my familie. Maar aan die ander kant is jy baie bekommerd oor hoe dit gaan uitdraai. God gaan vir jou wys wat se stap jy moet vat. En jy weet klaar wat die stap is. Maar jy twyfel so in wat jy gehoor het. God sê vir jou, hou op twyfel. Ek is met jou.
Dis van julle wat wat soos teen 'n muur vasgestap het. En jy voel al so vir maande. Ek wil sê in die begin van hierdie jaar het jy al begin so voel. As jy in die muur vasgestap en elke ding wat jy probeer, val daar 'n baksteen op jou kop. Of dit voel so. Die Here sê vir jou, gaan net na die ander kant toe. Die baksteenmuur is nie so groot nie, is net voor jou. Maar vat die regterkant se tree en gaan vorentoe. Hier is iemand hierso wat sê ek is dood. Ek weet nie wat volgende weer is nie. Wie sê die Here het dooie bene laat lewendig raak. En so bid ek vir jou, hy sal dooie bene laat lewendig raak. Jy is nie dood nie. Hierdie is net die begin wat God vir jou het. Hy gaan vir jou 'n goeie toekoms gee, my vriend. En hy het 'n goeie toekoms vir jou beplan. Good plans. Good plans. Here, ek bid vir elke hart hierso wat onseker is, Vader, wat seer het. Here, ek bid vir harte wat seer het hierso vandag. Here, dat hulle genesing sal kry, Vader, maar nie net tydelike genesing nie, maar genesing wat sal bly. Here, ek bid dat die gees van God, of die vrede van God, wat verstand te bowe gaan, oor elke hart sal kom, wat hierdie seer in hulle hart het. Maar Vader, mag hulle hierdie seer hanteer. Mag hulle dit uit hulle harte uitkry, die wortels wat in hulle harte is, begin uittrek. Het gaan seer wees vir 'n tyd, maar genesing kom. Genesing kom na hierdie. En Here, ek bid vir elkeen hierso, wat sê ek het nie 'n doel nie. Ek sê God het 'n groot doel vir jou, en dit is om sy kind te wees. En hy het jou gekies vir 'n tyd soos nou. Jy het kinders, jy het kleinkinders, jy het ooms, jy het tannies, jy het familie wat gebed nodig het. Jy het 'n dorp wat gebed nodig het. So bid vir hulle, as jy nog nie weet wat jou doel is nie. Bid is een van ons grootste doele om te doen, is om te bid. So Here, ek bid vir elkeen hierso. Ek bid die blessing van God oor elkeen hierso. Vader, U met hulle gaan, waar hulle ingaan, waar hulle uitgaan. Vader, waar hulle gaan, Vader, sal U met hulle wees. En so bid ek dat U gesig op hulle sal skyn, Vader. Dat hulle sal weet, hulle is koningskinders. Dat hulle oë sal oprig na die hemele toe en sê, Here, ek is U kind. Here, ek bid vir 'n goeie week van vakansie, vir baie van die mense, vir hulle kinders meer. Maar Vader, ek bid dat U met elkeen sal wees, en dat hulle U soek in hierdie week wat voor lê. En ek bid alles in Jesus naam. Amen.